verloor. Ek gaan 10 push-ups doen elke dag. Ek dink ek sal 5 kilometers draf elke oggend. En ek gaan ophou sweets eet. Hey, Janneman, wat doen jy, hè, wat doen jy? Hey, Janneman, wat doen jy? Hey, Sampie man, moenie my nou pla nie. Ek konsentreer. Ek is jammer my ou maat, maar jy konsentreer. Hey, ek het gesê moenie my nou pla nie. En met daai gesingery van jou kan geen kind of kraai eers konsentreer nie. Ek is baie besig. Nou maar waarmee is jy so baie besig? Waarop konsentreer jy dan so? Wel Sampie, ek skryf my nuwejaarsvoornemens neer. Dit klink eerder vir my of jy jouself wil torture. Maar dit beteken baie swaar laat kry, hoor. Nee, dit doen nie. Nou maar, hoekom skryf jy dan goed neer soos ophou sweets eet? Dit klink beslis vir my soos torture. Nee man, ek doen wat al die mense doen met nuwe jaar. Almal wat ek ken, skryf 'n lysie van goed wat hulle gaan doen of nie gaan doen nie. En dan maak hulle asof hulle vir 2 weke dit doen, of dit nie doen nie, en dan gaan hulle maar aan vir die jaar. Maar dan hou hierdie mense mos bloot net nie by hulle voornemens nie. Maar dis die hele punt. Jy moet dit neerskryf en dit eintlik nie doen nie. Nee, ek dink glad nie so nie. Wel, wat is die punt daarvan dan? Ek dink, Janneman, jy het 'n groot probleem. Want volgens my kennis is dit beslis nie wat voornemens is nie. Ek het nie 'n probleem nie, okay. Ek dink jou probleem is, Janneman, dat jy dink dat nuwejaarsvoornemens gemaak word net om weer gebreek te word. Want daarom kan jy eintlik maar enigiets neerskryf. Maar almal skryf goed neer wat hulle nie nakom nie, Sampie. Maar Janneman, voornemens word dan gemaak omdat mense werklike verandering in hulle lewens wil maak. Daar is sekerlik mense wat nie daarby hou nie, maar mense wil werklike verandering in hulle lewens maak. Wil jy vir my sê dat dit eintlik baie saak maak wat ek neerskryf? Met ander woorde, dat my voornemens baie belangrik is vir die jaar. Ja, dit is soos 'n belofte wat jy aan jouself maak, dat jy werklik dinge anders gaan doen, sodat jy 'n beter mens kan wees. Maar hoekom maak mense dan hierdie voornemens oor nuwe jaar? Ons het tog almal dinge wat ons graag wil verander. Want mense dink dat verandering kom so vinnig soos wat 'n nuwe jaar op 'n ou jaar volg. Ek dink dit herinner hulle seker dat soos 'n nuwe jaar begin, kan hulle ook sommer nou klomp ander nuwe goed ook begin, saam met die nuwe jaar. Maar weet jy wat, Janneman? Die ergste van al hierdie goeders is, dat mense dink hulle kan op hulle eie krag verander. Maar eintlik kan niemand nie. Ek dink ek het dit, Sampie. Jy gaan mos altyd kategese toe, al is die kerk nou so bietjie toe, nou kan jy ook nie gaan nie. Maar die antwoord is seker Jesus, né? Ja, Janneman, jy sien, die enigste een wat ons werklik kan laat verander, is Jesus. Op nuwejaars wil baie mense ou gewoontes breek en met nuwe beter gewoontes begin leef. Hulle wil verander hoe hulle lyk en hoe hulle reageer, maar hulle dink nie eers aan Jesus nie. Dis hoekom so baie mense nie kan volhou met hulle voornemens nie. As hierdie mense net al hulle probleme en foute na Jesus toe bring, dan kan hy hulle help om werklik te verander. Ai, maar Sampie, ek het gedink Jesus verander net ons binneste. Nee man, hy verander ons binneste en ons uiterlike. Hy begin net werk aan die binnekant. En soos ons binne meer en meer verander, so kom ons agter ons verander ook aan die buitekant.
Het jy geweet in Jesaja 34 vers 18 sê die Bybel dat Jesus sê, moenie bekommer oor die verlede nie. Kyk, ek maak alles nuut. So net Jesus kan regtig alles nuut maak. Wel, in daai geval gaan ek nou al hierdie voornemens weggooi. Ek gaan eerder 'n lysie maak waarvoor ek kan bid. En dan gaan ek bid dat die Here vir my help om in my binneste verander. Want ek dink as my binneste verander, Sampie, dan gaan ek sommer beter lyk buite ook. Weet jy julle man, ek gaan sommer presies dieselfde doen. Ek kan aan 'n paar dinge dink wat ek graag sal wil verander. Ja, ek dink dan gaan Lindy baie van my hou as dit so is, né? Maar ek kan dink wat jy wil verander, soos daai bakore van jou en daai pink vel. Hey man! Ag, ek terg net, Sampie. Ek like jou en ek like jou bakore, want hulle hoor baie beter as my ore, want jy kry baie minder roos as ek. Dis waar ja. Bye, Sampie. Tada jy, lekker bly.